Dit is vandag maandag 5 Mei. Welkom by ons luistermeditasie in die tyd van Paase. Ons teksgedeelte kom vir vandag uit Handelinge 9 vers 1 tot 6 en ons lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. En soos wat jy bewus word van jou eie asemhaling, wil ek jou nooi om bewus te raak van die asem van Christus, die opgestane Here binne jou. Ek steek vir ons 'n kers aan, die Christuskers, wat ons herinner aan die opgestane Christus in ons midde. Lei U ons lig deur hierdie duisternis. Lei U ons Heer. Styl is die pad waarop ons pelgrims is. Lei U ons Heer. Wys U die weg. Ons wil U ewig volg. Waar U mag lei, sal ons getrou U volg. Al wou ek self my lewenspad hier meet, al wou ek lei, nou dat ek weet, nou vra ek U, ek smeek, sal U my lei. Ja, ek was dwaas, verlei deur ydelheid, vergeef nou Heer, vergeet tog daardie tyd. Die post-paasverhaal is alles behalwe 'n piknikstorie. Die Joodse Raad en die kerkleiers het gedink hulle maak 'n einde met die kruisiging in wat vir hulle 'n groot verleentheid was. Jesus van Nasaret wat met 'n vreemde teologie mense kon verlei het en 'n groot klomp volgelinge gehad het. Maar toe staan hy op en verskyn aan 'n klomp mense. Sy disippels, begeester deur die gees van hulle meester, het wat hulle die goeie nuus genoem het, begin vertel en leef. En hieraan wou die kerkleiers se mure einde maak en het die volgelinge van Christus, die mense van die weg, begin vervolg en hulle in die tronk gestop. Maar wie kan liefde, vergifnis, omgee, mededeelsaamheid keer? Ek nooi jou na 'n kreatiewe verbeeldingsoefening, waarin jy jouself inleef in Paulus wat saam met die kerk en politieke leiers hierdie nuwe beweging van die weg probeer stop. Leef jouself in die verhaal en gebruik daarna die stilte om in hierdie narratief jouself iewers te vind. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here, die volgelinge van die mens van die weg met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra.
Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. En toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Verblind deur die magsigtigheid en kontrole van die kerkleiers en politieke leiers van die dag, het Paulus voortgegaan om die mense van die weg te vervolg. Totdat die lig van Christus op hom geskyn het. En hy besef het dat die weg van die liefde en vergifnis en omgee en mededeelsaamheid nie gestuit kan word nie. Maak jou hande vir 'n oomblik oop en ervaar iets van die lig van Christus wat ook in hierdie oomblik op jou skyn.
lei U ons lig deur hierdie duisternis, lei U ons Heer. Al wou ek self my lewenspad hier meet, al wou ek lei, nou dat ek weet, nou vra ek U, ek smeek, sal U my lei. Maak my 'n volgeling van die weg, wat liefde, vergifnis, mededeelsaamheid en omgee, leef, beliggaam. Amen.